Goeiedag, my liewe broer en suster. Baie welkom by hierdie diegediens, waar jy jou ook al bevind. Mag jy in hierdie paar minute ook 'n ontmoeting met die lewende God hê. Ek groet jou in die woorde wat ons net nou gaan lees. Genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Verlosser. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir die baie dankie dat ons vir 'n paar oomblikke kan stil word. Dat ons die gedruis van ons lewens vir 'n oomblik kan sagter draai, sodat ons U stem kan hoor. Dankie Here dat ons weet U wil ons kom ontmoet. U wil ons aanraak deur die woord. En daarom is ons gebed dat U deur die Gees inderdaad in hierdie oomblikke met elkeen van ons op 'n besondere manier sal werk, sodat ons U stem kan hoor. Amen. Liewe broer en suster, vandag se diegediens staan eintlik in die teken van ons week van vernuwing, wat tot Dinsdag voortduur. As jy kan bykom, baie welkom. Ek het vir iemand gesê, die eintlike punch van vandag se diens kom eintlik Dinsdag aand. Die week van vernuwing gaan ek wy aan die brief van Paulus aan Titus, een van die ou kort boekies in die Nuwe Testament, en ek gaan praat oor die tema geïntegreerde geloof. Of as jy wil, hoe leef Godse mense in 'n ontaarde wêreld? Of weer, as jy wil, hoe kom ons bely aan die een kant en ons doen aan die ander kant by mekaar? Want dit is iets waarmee Titus, 'n jong medewerker van Paulus, op die eiland Kreta geworstel het. Paulus praat met Titus oor geloof wat grondvat, oor geïntegreerde geloof. En hy sê vir dit om te gebeur, en dis die eerste en die laaste 4 verse, dis wat ek vandag gaan lees van die boekie, vir geloof om te kan grondvat, ja, moet daar grond wees. Daar moet 'n fundament wees. En as die geloof grondvat en gebou word op 'n fundament, kan daar 3 goed gebeur. Jy kan 'n geloofwaardige getuie wees. Jy kan geestelike gemors bestry. En jy kan jou geloof leef. Vandag staan ons stil by Titus 1 vers 1 tot 4 en 3 vers 12 tot 15, die grondslag vir geïntegreerde geloof. Die oomblik as ons praat oor geïntegreerde geloof, moet ons 'n baie belangrike vraag vra. En die vraag is, hoe lyk die wêreld waarin ons vandag in Februarie 2025 kind van God moet wees? Ek dink ek kan sonder vrees vir teespraak sê, al te dikwels leef ons in 'n ontaarde wêreld. Dit is ook waar van ons eie land. As ons om ons kyk, sien ons tekens van 'n ontaarde land.
'n land waar misdaad en korrupsie en swaar kry en armoede hoogtyd vier. En as ons baie eerlik is, moet ons vir mekaar sê, dit is nie 'n goeie getuigskrif vir die kerk in Suid-Afrika nie. Want statisties is ons een van die christelikste samelewings in die wêreld. Statistiek sê so rondom 80% mense in Suid-Afrika sê dat hulle op een of ander manier die Christelike geloof aanhang. En dit sê vir ons iewers is daar fout. Hierdie diskrepansie tussen statistiek en werklikheid, tussen belydenis en praktyk, word in die boekie Titus aangespreek. Ek het klaar gesê, dit gaan oor geïntegreerde geloof, oor hoe geloof grondvat, hoe ek my geloof leef in hierdie ontaarde wêreld waarin ek bly. Dit was in die eerste eeu na Christus 'n baie relevante vraag. Ons moet onthou, aan die begin was die Christene 'n baie klein groepie mense in 'n groot see van vyhandigheid van 'n onveilige wêreld. Paulus skryf hierdie kort briefie aan 'n medewerker van hom, Titus, wat hom op Kreta bevind. Nou, Kreta, ons weet almal, dis 'n eiland so 300 km suid van die Griekse vasteland, was op 'n stadium 'n hoogs gesofistikeerde samelewing, met ongelooflike mooi geboue. Hulle het selfs 'n skrifsisteem gehad. Maar mettertyd het dinge op Kreta skeef geloop. En teen 600 voor Christus al, het 'n Griekse filosoof, Epimenides, wat self 'n inwoner van Kreta was, wanhoopig uitgeroep: Kretensers, altyd leenaars, slegte ondiere, lui vrate. Dis nou nie baie sagkens gestel nie. En Paulus haal in Titus 1 vers 12, haal hy vir Epimenides aan, wanneer hy na die mense van Kreta verwys. Klink so 'n bietjie bekend, nê? Altyd leenaars, slegte ondiere, lui vrate. Die vraag is, hoe moet ek dan 'n kind van God in so 'n wêreld wees? Hoe leef ek my geloof in 'n ontaarde wêreld? Hoe vat my geloof grond in 'n see van leenaars, slegte ondiere, lui vrate? Dit is waaroor Paulus met Titus praat. Eintlik is sy boek op die ou einde 'n program vir geestelike genesing. En hy praat eers oor die grondslag vir 'n geïntegreerde geloof, en dan gee hy die program geloofwaardige getuies, bestry geestelike gemors en illustreer geleefde geloof. En vandag staan ons stil by die aanhef en die slot van die kort briefie, 1 vers 1 tot 4 en 3 vers 12 tot 15. En ons dink 'n bietjie oor die grondslag vir 'n Christelike geloof. Kom ons lees die eerste 4 verse. Paulus, 'n diensknegt van God en apostel van Jesus Christus, ter bevordering van die geloof van die uitverkorenes van God en hulle kennis van die waarheid, wat ooreenstem met Godvreesenheid, in die hoop
op die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, reeds voor alle tye beloof het, en wat sy woord op sy eie tyd bekend gemaak het, deur die verkondiging wat in opdrag van God ons Verlosser aan my toevertrou is. Aan Titus, my egte seun, op grond van ons gemeenskaplike geloof. Genade en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Verlosser. Ek sal nou meer sê, maar ek wil net vinnig een kenmerk van hierdie paar verse uitlig, wat ons moet lees in die konteks van 1 vers 12. Onthou hoe beskryf Paulus die Kretensers. Hy sê, hulle is altyd leuenaars, slegte ondiere en lui vrate. En in teenstelling met die Kretensers, praat Paulus van God wat nie kan lieg nie. In 'n valse wêreld aanbid ons die onvalse God. En dit is oor hierdie God wat Paulus in die eerste 4 verse meer sê. Hy praat met sy jong medewerker Titus oor 'n geloofslewe wat betekenis het, wat grondvat, wat geïntegreer is met geloof. En hierdie grondslag vir geïntegreerde geloof, sê Paulus, kan ons eintlik in een woord saamvat. En dit is verhouding. Paulus sê, as jy God ontmoet, kom nuwe verhoudings tot stand. Daar kom 'n nuwe verhouding met God tot stand. Jy ontdek, hy is jou verlosser. Hy is die een wat jou vrymaak. Jy ontdek, hy is die een wat aan jou genade bewys. En die feit dat jy 'n verhouding met jou verlosser het wat aan jou genade bewys, beteken ook dat daar vrede in jou binneste kan kom. In ons ontaarde wêreld moet ons vandag vir mekaar vra, het jy God al ontmoet as jou verlosser? As die genadige wat vir jou vrede gee. Maar dit verander ook jou verhouding met jouself. Op ander plekke sê Paulus baie meer daaroor, maar Paulus sê die feit dat hy God ontmoet het aan hom 'n nuwe status gegee. Die status van 'n diensknegt van God, wat terselfdertyd 'n apostel, 'n gestuurde, iemand met 'n doel en 'n verkondiger van die evangelie is. Paulus sê die dag toe hy God ontmoet het daar iets met hom gebeur. Ek is nie meer in beheer van my eie lewe nie. Ek het myself prysgegee. Ek is in die hande van my verlosser. Ek doen wat hy wil hê ek moet doen. Ek leef soos hy wil hê ek moet leef. Paulus gebruik eintlik 'n hele string woorde om te sê wat met hom gebeur toe hy 'n apostel geword het. Hy sê sy werk is om mense tot geloof in God te bring. En die geloof in God bring by mense 'n honger vir meer na vore.
Hulle soek na kennis van die waarheid. En soos hulle kennis van die waarheid toeneem, so ontwikkel hulle Godvreesendheid. Eintlik kan ons dit vertaal met eerbiedige diens aan God. En Paulus sê, soos mense se Godvreesendheid toeneem, leef hulle al meer in hoop op die ewige lewe. In 'n ontaarde wêreld, sê Paulus, in 'n nuwe verhouding met God en met jouself, word jy 'n nuwe mens. 'n mens wat glo, 'n mens wat soek, 'n mens wat dien, 'n mens wat hoop. En dit op sy beurt verander jou verhouding met jou medemens. Paulus noem Titus, dis eintlik verskriklik mooi, ons moet dit hoor. Paulus noem Titus my egte seun in ons gemeenskaplike geloof. Ek kry 'n nuwe familie wanneer ek in 'n verhouding met God tree. Ek kyk na mense om my met ander oë. Hulle word my broers en susters in Jesus Christus. Ek sien nie meer die leenaars, die ongediertes, die luivrate nie. Ek sien medemense en medewerkers wat ek liefhet. En dit laat my met ander oë na die ontaarde wêreld kyk. Ek kyk nie met wanhoop en met my hande in die lug gooi en sê, waar gaan dit alles heen nie? Ek kyk deur die oë van geloof met hoop dat God met my en met sy wêreld en met sy kinders op pad is na die doel wat hy vir ons bestem het, die ewige lewe. En daarom kan Paulus die briefie afsluit op 'n hoopvolle noot. Ek lees, wanneer ek Artemas of Tychicus na jou stuur, haas jou om na my te kom in Nicopolis, want ek het besluit om daar te oorwinter. Help ook vir Zenas, die regsgeleerde, en vir Apollos na die beste van jou vermoë vooruit op hulle reis, sodat hulle niks kort kom nie. Ons mense moet ook leer om hulle met goeie werke besig te hou vir die voorsiening van noodsaaklike behoeftes, sodat hulle lewe nie vrugteloos sal wees nie. Almal by my stuur vir jou groete. Groet hulle wat vir ons in die geloof liefhet. Die genade bly met julle almal. Weer 'n keer moet ons 1 vers 12 in ons agterkop hê, waar Paulus die Kretensers beskryf het as lui vrate. Nou sê hy, wanneer jy God leer ken het, verander jou lewe. Ons moet ons mense leer vir die voorsiening van noodsaaklike behoeftes. Hulle moet aan goeie werke voorkeur gee, sodat hulle nie vrugteloos is nie. Skielik kry my lewe 'n doel. Skielik kyk ek vorentoe. Skielik raak ek 'n geloofsmens wat met ander oë na die wêreld kyk. My liewe broer en suster, dit is waar. As ons vanoggend na ons wêreld kyk, kan ons uitroep: Kretensers, altyd leenaars, slegte ondiere, lui vrate. Maar Paulus herinner ons vanoggend: God verander mense se lewens.
Geloof verander mense se lewens. Geloof kry praktiese gestalte in verhoudings. 'n Verhouding met God. Mense wat die onvalse God ontmoet het, lei ook 'n onvalse lewe. Met jouself, nie meer my eie belange nie, maar God se belange staan voorop. Met jou medemens, nie meer mense na wie ek kyk met weerse nie, maar mense na wie ek kyk as medemense. Mense wat ek in die geloof liefhet. Titus wil ons help om aan so geloof praktiese gestalte te kry. En oor die geloof gaan ons in die loop van die week van vernuwing nog bietjie meer aandag gee. Mag dit wees, my liewe broer en suster, dat jy vanoggend kan sê, my lewe is gebou op die grond van 'n verhouding, 'n ontmoeting met die lewende God. Amen. Kom ons bid. Here, as ons vanoggend na u woord luister, dan doen ons dit in 'n konteks. Dan doen ons dit in 'n werklikheid wat dikwels vir ons voel of dit ver verwyder is van die mooi dinge wat ons vir mekaar sê oor liefde en hoop en genade en geloof. Ons doen dit in die konteks van 'n harde werklikheid. Here, dit is juis vir so 'n wêreld wat u kerk tot stand gebring het. Dit is juis na so 'n wêreld wat u seun gestuur het. Dit is juis vir so 'n wêreld wat u ons, u kinders, bedoel het. Ons bid, Here, dat u ons sal help, dat ons geloof op die vaste grondslag gebou sal wees van 'n ontmoeting met u, wat ons verhouding met u en onsself en ons medemens en ons wêreld onherroepelik verander het. Dat u ons sal help dat ons geloof praktiese gestalte sal kry in wat ons dink en sê en doen elke dag. Ons gebed is dat u ons in die week wat kom so sal begelei, so sal ondersteun, dat ons geloof in die praktyk van ons doen elke dag gestalte sal vind. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.